Goeiemôre, eers die tegnologie reg kry. Baie welkom aan een en elkeen. Dis 'n lekker warm dag. Vir die wat wil waaiers sê, asseblief kry vir julle waaiers. Ons waaiers is nie goed genoeg nie. Paul sal vir my daai en aansit, dat hy net draai ook. Julle gaan so nou en dan, sorry, Ruben sal dit doen, hy's klaar daar. Mense, ek is nie gewoond aan 'n jongeling wat ek kan rondstuur nie. Aan die nuwe besoekers, ja, baie welkom aan julle. Dis 'n voorreg om julle by ons huis te hê. Dit is altyd lekker om nuwe gesigte te kan sien en mense te kan ontmoet en kan sê, daar's 'n klein jongeling op pad. En ek sê net daar buite vir hulle, hy lyk so groot, maar dan besef mens eintlik hy's klein. As hy so op die skoot sit, dan weet jy, hy's eintlik maar nog 'n babatjie. So, was daar enige verjaarsdag hierdie week gewees? Niemand verjaar in hierdie kerk nie. Dis 'n wonderlike kerk, sonder verjaarsdag. Ons kursus begin volgende Sondag direk na die diens. Ken sy stem. Asseblief, die wat nog nie die Ken sy stem kursus gedoen het nie, ons gaan so kwartier, 20 minute na die diens begin. Daarom net eers 'n koffietjie kry en alles wat daarmee saamgaan. Sien dat die vas verby ons mag nou weer koffie drink. So, ons gaan net so 20 minute na die diens sal ons dit doen. En dan, ons wil 'n diensspan begin in die kerk, en die diensspan kom praat met my na die diens, oor die diensspan, maar daar gaan verskillende spanne wees. So, jy gaan sê, watter span jy graag wil wees. Daar's 'n gasvryheidsspan, dis die mense wat sorg in die oggende dat al die goedjies gou bymekaar is en reg is. En dan is daar 'n gebedsspan, 'n gemeenskapsuitreik en ontwikkelingsspan, om uitreike in die gemeenskap te doen, uitsluitlik in ons gemeenskap. Ons kerk, soos julle weet, doen ons Malawi uitreik en Tanzania uitreik. So, dit is nie deel van ons nie. Ons organiseer dit nie, dit kom uit die Kaap uit. Hulle is, soos die Engels sal sê, geriek om dit te doen. Hulle weet hoe om dit te doen. Ons is nie daar nie. So, as ons internasionale uitreike doen, dan gaan dit deur die Kaap gaan. Dan het ons ook 'n genesingsspan, 'n kinderbediening, 'n klanke multimedia, wat op die oomblik uit 2 persone, of 1,5 persone, maar die ander een is nie heeltemal ingekoop nie. En dan sit lof en aanbiddingsspan. Ons wag nog vir mense wat instrumente kan speel. Die oomblik is, Kayla is besig om te oefen, ek moet dit net sê, sy kry dit al so half en half onder die rug, of onder die knie, nie onder die rug, onder die knie, sorry man. En dan gaan daar ontspanningsspan wees, en die ontspanningsspan gaan funksies vir ons reël. Ons het einde volgende maand, ek weet nie of van julle al vooruit geblaai het op die kalender nie, einde volgende maand het ons 'n skattejag. En ek wil asseblief, as daar iemand is wat kan help met die reëlings vir die skattejag. Ons het so 2 jaar terug 'n skattejag gehou en dit was groot pret geweest. So, as daar iemand is wat kan help, wat wil betrokke raak in die ontspanningsspan, asseblief laat weet ons. 'n pensionaris uitreik, 'n profetiese span, die tienerbediening het Ruben oorgevat, of hy het dit begin, so laat ons sê, hy begin dit en hy gaan dit groei. Hy het gister nogal redelik besig gewees, en dan sê die vrouebediening, is daar iemand, dis welkom om in te kom, môre, so, as daar iemand is, wat die leiding wil vat in enige van die spanne, asseblief, kom praat met my, jy is onder geen verpligting nie, maar dit is lekker om ook op 'n ander manier betrokke te raak in die gemeenskap, of in die kerkgemeenskap. Ruben, well done oor gister, dit was, ek dink julle dit geniet, of het geklink asof julle dit geniet het. So, ek weet nie, julle wat daar was het julle het geniet nie, maar dit is nie altyd net nodig om kerk te hou nie. Ons is ook daar om die balans van sosiale lewe en kerklewe ook te hê. Kom ons sit net so in ons buigie hoofde. Almagtige God en Vader, baie dankie
Dankie vir nog 'n week wat verby is. Dankie vir die liefde. Dankie vir die seën in ons lewe. Dankie dat ons die vrede kan ervaar in tye wat die storms om ons woed. Here, dankie vir u vreugde in ons lewe. Ons is so bly om u kinders genoem te word. Want dit plaas ons op 'n plek van gemoedsrus, op 'n vestige, stewige rots, wat ons kan weet, u beskerm ons. U kyk uit vir ons. U is met ons. En u vertroos ons. Ja, Here, soms gaan dit moeilik. Soms voel dit vir ons asof die wêreld om ons in stukke breek. Asof ons eie wil nie alles wel reg geskied nie. As daar 'n probleem is waarvan ons nie bewus is nie. Maar Here, dan kyk ons terug op ons lewenspad en ons ervaar u liefde. Ons ervaar en ons sien u seën. En ons weet dat u beskerm ons. U hou ons veilig. U druk ons teen die bors. Want ons is u kinders. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie. Amen. Kyk, party van hierdie Britse liedjies kan ons net wakker maak. En op 'n goeie plek kom ons sê, hulle kan besig raak. Ek gaan vra dat ons nou die offergawes opneem. As dit reg is. In this small place we gather hearts open wide. Hands lifted high in your grace we delight. Every step we take, you're leading the way. Sien ons het talent onder ons. Kyla se liedjie. Praise the Lord, oh my soul, with all that is within me, I'll never let go. From sunrise to nightfall, we'll worship and sing. We are moving in the joy of the King. We don't need no steeple, we carry your flame. A people of purpose, a light in your name. In laughter and trials, you stand side by side. A family in Jesus, forever alive. Praise the Lord. Glo julle wat vandaag kan sê is van eenvoudig vermenigvuldig. Johan het 'n nagmaaldiens, so ek gaan nie op preek, maar van 'n klein gedagtetjie los. Die graf waarin Jesus gelê het, was 'n geleende graf. Hy was net 3 dae nodig gehad. Wat ek daardeur wil sê is, Jesus het opgestaan en hy leef. As ons dit glo, dan ons glo dat wat in daai kassie is, eenvoudig sal vermenigvuldig. Kom ons sluit. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om met hierdie harte by mekaar te wees. Baie dankie vir gesondheid. Baie dankie dat U vir ons omgee en dat U vir ons lief is. Vader, ons draai die gemeente vanmôre aan U op. Seën elkeen op 'n bonatuurlike manier en wees met en by ons deur hierdie diens. Seën elke woord wat U ontpraat vanmôre, as dit 'n woord is wat U self sou gesê het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Dus Paul gesê het, ons gaan nagmaal bedien. Jana, sal julle vir my so lank vorentoe kom? Dit is warm vandag. Ek sal vir julle sê as julle moet bedien. Ek kan net so lank daar staan. Die nagmaal is 'n teken tot gedagtenis. Dis wat vir ons te doen. Ons doen dit nie omdat dit 'n ritueel geword het nie. Ons doen dit as 'n teken tot Jesus se gedagtenis.
met hierdie woorde, en ook die ander woorde wat ons in die nagmaal gebruik, die brood is my liggaam, en hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Het die Here Jesus sy boodskap vir ons gebring, 'n boodskap van verlossing, van op 'n ongeëwenaarde wyse, dat hy ons verlossing is. Hy het dit saamgevat om te sê, dit is ek wat vir julle gesterf het. Meer as 'n lang preek, en meer as 'n indringende brief wat geskryf word, wil hierdie woorde, hierdie is my liggaam, hierdie is my bloed, wil dit vir jou aandui wat die kern van ons evangelie is. Want ons gebruik die nagmaal ook as 'n verkondiging. Dis nie net 'n gedagtenis nie, dis ook 'n verkondiging. Die uitspraak van Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 26 is aan ons almal bekend. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die woord verkondig kan ook beteken aankondig. Iemand wat goeie nuus bekend gemaak het. En dan sien ons ook, die nagmaal is 'n gemeenskap. En ek herinner aan hierdie sterk woorde wat Jesus self gesê het, soos hy dit opgeteken het in Johannes 6, maar veral in vers 52, my liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. En dit is belangrik ook dat ons moet besef, ons is in Jesus, maar Jesus is ook in ons. Maar dan sien ons ook dat hierdie nagmaal is ook 'n verwagting. Ons almal sit met 'n verwagting. Ons weet die Here gaan weer kom. En ons geniet hierdie nagmaaltafel as 'n voorsmaak van die oorvloedige vreugde en vrede wat nog op pad is. Want Christus het gesê, dit kom. Ek gaan terugkom. En ons is op die oomblik in 'n groot verlange. Ons is as 'n bruid staan ons en ons staan by 'n bruilofsmaaltyd en ons sê ons verlang dat die bruidegom kom, dat hy ons kom haal. En wanneer hy die wyn nuut sal maak en hy in sy koninkryk sal terugkom en vir ons sê, ek het gekom om jou te kom haal. Daarom mag ons hierdie vreugde uitleef en aan hom die eer gee. Want die bruilof van die lam is aan die kom. In hierdie paar sinne uit 'n verkorte nagmaalsformulier uit word belangrike Bybelse aspekte saamgevat. Eerstens sien ons dat die Here self was vir die instelling van die nagmaal gedoen het. By die Paasmaaltyd, toe hy gesê het, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn en die koninkryk van my Vader sal drink nie. En ons lees dit in Matteus 26 vers 29. Ek kan vra dat julle vir my begin uitdeel asseblief. En terwyl hulle uitdeel, kan ons net die boodskap lees, soos wat ons in die woord van die Here sien in 1 Korintiërs. Hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. En hy het die groot stuk brood geneem en hy het dit gebreek. Soos wat hy gesê het. Hy breek die groot stuk in kleiner stukke en deel dit uit, en terwyl hy dit doen sê hy, dit is my liggaam wat net so gebreek is. Julle sal baie baat vind daarby. Elke keer wat julle dit eet, moet julle dit dink aan wat ek alles vir julle gedoen het. En toe hulle amper klaar geëet het, gaan ons kans gee dat ons eers die brood eet en dan gaan ons amper klaar eet. Dis myne. En vir ons nuwe besoekers, julle is welkom. Dis nie 'n jy het nie nodig om aan 'n kerk te behoort of nagmaal is deur die Here ingestel. Dis nie 'n kerkinstelling nie. Welkom ook aan ons ander nuwe besoeker. En toe hulle amper klaar geëet het,
vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is, en toe sê hy, die wyn in hierdie beker staan vir 'n nuwe ooreenkoms, wat God met julle gemaak het, omdat my bloed vir julle gevloei het. Drink die wyn, en elke keer as jy dit drink, onthou dan wat ek vir julle gedoen het. Eet die brood en drink die wyn dus in hierdie gesindheid, totdat die Here weer terugkom. En as julle dit so doen, is dit so goed soos 'n preek vir almal, om te sien wat die dood van die Here vir julle beteken. Eet sy brood en drink sy wyn tot eer van sy naam. Dankie Jesus, dat ons kan deel in u liggaam. Dat ons hierdie verwagting kan hê om te weet, u is op pad. En die volgende wyn wat ons kan drink, gaan moontlik uit nuwe wynsakke wees. Maar Here, as ons by mekaar kom, voordat u gekom het, dan seën ons ook die tyd wat daar gaan wees, tussen die wederkoms, en ons weer u liggaam gaan breek, en u bloed gaan drink. Want u is almagtig. U is die skepper. Here, en ons wil in u weë wandel. Ons wil meer en meer soos u wees. Maar Here, dit is so moeilik in 'n wêreld wat begin om u te ontken. Dankie Here, dat ons u kinders genoem kan word. Dat ons by mekaar kan kom en dat ons kan uitgaan en mense van u vertel. Mense wat u nie ken nie, of mense wat u geken het. Here, berei die woorde in ons mond voor, sodat ons u naam alleen kan grootmaak, en u alleen kan eer. En Here, dankie vir hierdie voorreg wat ons het, om vandag saam hierdie nagmaal te kon gebruik. Amen. Kom ons staan saam, en ons aanbid die Here, en ons vir die Here vir wat hy vir ons is. Ons skriflesing vandag gaan uit Habakuk 3 wees, vanaf vers 17 tot 19. En ons het laasweek gesels oor gebed, en in die week toe die Here my praat en die boodskap begin voorberei, te sien ek maar, ons gaan aan met gebed. Ons het gepraat in die psalms ook. En ek begin met die besef kom, die wil van die Here is dat ons moet bid. Ons moet begin bid, maar bid sonder ophou. Nie net bid om 'n rympie af te sê nie, maar bid uit jou hart uit. Bid aan mekaar. Laasweek het ons gesels oor Nehemia, wat vir 40 dae gaan bid het. Vandag sien ons dat Habakuk vir 70 jaar het Habakuk in die volk gebid. Sonder ophou, met die vertroue, die Here is op pad. Die Here gaan voorsien. Die Here sal vir my sorg. Want daar's 'n belofte ook. Ek weet nie wat met hierdie ding vandag wil aangaan nie. Daar's 'n belofte in die woord, en ons moet altyd staan op daai belofte. En dis Jakobus 1 vers 5. As enige iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God. Want wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word. As enige iemand van julle wysheid kort kom. Bid sonder ophou. Bid in moeilike tye. Bid in die tye van vreugde. Want ons kom op 'n plek dat ons sê, we've made it. Ons is daar, die Here is goed vir ons. Dan moet ons meer bid. Ons moet meer die Here se aansig soek, as dit met ons goed gaan. Want dit ook sal verbygaan. Bid sonder ophou. Ons lees in vers 17. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe in die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes oplewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie,
en die beeskrale sonder beeste wees. Vers 18, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Vers 19 lees ons, die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, en op hoë plekke laat hy my veilig loop. Wie van julle die liedjie saam gesing? Ek kan sien, 'n paar in die liedjie, want dit is so bekende liedjie, en dit is in die woord, dit is woord vir woord uit die woord uitgehaal wat ons daai liedjie sing. Maar besef ons altyd wat ons sing. Besef ons, terwyl ons daai liedjie sing, want hy het so lekker ritme, hy het so lekker lied om saam te sing, om te sê, dit is wat die Here vir my beteken, dit is wat my God vir my beteken. Hierdie profeet in die Ou Testament, Habakuk, wat vir ons hierdie gebed geleer het dit eintlik bedoel om hierdie gebed te bid in die tye wat dit met ons moeilik gaan. Maar ons moet ophou bid. Ons moet ophou om net te bid as dit moeilik gaan. Want hy leer vir ons hierdie gebed. Hierdie gebed sê hy vir ons, en dit begin met die Griekse woord ani. En ani beteken nogtans. En vir die Engelsman hier rond, yet. Dit is 'n woordjie wat ons moet, elke keer as ons bid, moet ons daai woord ook in ons gebed in begin kry. Want dit is wat Habakuk vir ons probeer leer. Hy wil ons help om hierdie woordjie nogtans in kontak te kom met dit. Om te sê, maak nie saak wat gebeur nie. Nogtans sal ek die Here aanbid. Nogtans sal ek hom eer. En as dit nou regtig met my swaar gaan, nogtans. Al het ek niks meer nie, nogtans. Nou kan met eerlike waarheid sê, ek ken nie iemand wat niks besit nie. Julle weet waar betrokke is en hoe betrokke is, en selfs met die mense wat algemeen bekend staan, hulle het niks. Hulle het klere, hulle het 'n dak, hulle het kos. Nogtans sorg die Here vir hulle. Al dink ons in ons perspektief, shame, die arme mense het niks. Hulle is ook op 'n plek wat hulle kan sê, nogtans sorg die Here vir my, ek het ten minste klere, ek het 'n tas, ek het iets om saam met te vat. Miskien nie 'n huis en 'n kar en 'n werk en meubels nie, maar ek het 'n gesin, ek het mense wat na my kyk. Habakuk het gelewe in soos die 7de eeu voor Christus, en dit was in die tyd van koning Nebukadneser. Nou, soos julle kan onthou in die verhaal van Daniël, het Nebukadneser 3 keer teruggegaan en hy die volk gaan in ballingskap neem. Maar nie net 3 weke uitmekaar, net so 10 jaar, dit 20 jaar, dit 50 jaar later, het hy gegaan en hy die volk gaan haal. En julle ken miskien almal ook die liedjie, ag nie almal nie. Die grootste meerderheid is bietjie minder jonk as wat die ander is, sal ek dit so stel. En ek dink as ek reg kan onthou, Psalm 122 of iets. Hier in die 70er jare het Bonnie M 'n liedjie uitgebring. En toe was ons so half, jy het nie geweet, mag jy dans op hom of mag jy nie dans op hom nie, man, dis eintlik 'n Bybelliedjie, maar het so lekker ritme. By the rivers of Babylon, where we sat down and we wept, when we remembered Zion. Baie sal die liedjie ken, as jy hom nie ken nie, hy is in Psalm 122, gaan lees al daar, maar hy is ook, Bonnie M sing hom ook. So dit was so 'n lekker lied gewees, en daai Psalm is geskryf in die tyd van koning Nebukadneser, toe die volk so weggevoer is, en dis waar hierdie klomp gesit en huil het. En dit is die tyd van die groot gehuil gewees, want op 'n stadium het hulle gekom en daar was niemand meer. Niemand om die lande te versorg nie, niemand om vir ons kos te gee nie. Die soldate het alles gesteel wat daar was. So, daar was niks meer nie, die paar wat in die lande oor was, kon niks meer gedoen het nie. Want die land was in 'n tyd van 'n swak leierskap gewees. Habakuk het gesien hoe koning Joachim, sy seun was Joachim, die land in die grond inbestuur. Joachim het op 'n stadium met hy gegaan en in die Bybel van die tyd gevat, en het die blaaie een vir een uitgeskeur, en in sy kaggel gegooi. As jy my nie glo nie, gaan lees Jeremia 2:36, wat hy dit een vir een uitgeskeur het.
en gesê het, ons dien nie meer hierdie Here nie. Hy het dit met 'n mes uitgesny. Nebukadneser het gegaan en het sy oë uitgesteek. En toe het hy sommer sy seun Joachim ook weggevoer in ballingskap, en die ouetjie was maar net 3 maande in die saal gewees en gesê, sorry, jy is net so sleg soos jou pa, so ons vat jou weg. En sy oom Sedekia het toe oorgevat en hy is toe koning gemaak. Maar soos ons almal wat die verhaal ken gesien het, die skrif was aan die muur. Dit was net 'n kwessie van tyd voor alles in duie gestort het. Want dit was op pad gewees. Die boere in die lande het gesukkel. Hulle kon nie meer op hulle plase gebly het nie. Want die soldate, Nebukadneser se soldate het ingekom. Hulle het alles gestroop. Hulle het die oeste wat daar was, het hulle gestroop. Hulle het die kleinvee gesteel. Hulle het die beeste wat daar was, het hulle geslag en saam met hulle gevat. Die hele ekonomie het gesukkel. Daar was doodgewoon nie meer 'n toekoms oor vir hierdie land gewees nie. Niks was reg gewees nie. En toe hulle op 'n punt kom gesê het, ons is rock bottom, was die ergste nog nie daar gewees nie. Want dan kom Nebukadneser en hy voer die meeste van die inwoners wat nog in die land was, in ballingskap weg. En hy sê, ek gebruik julle nou ook as my slawe. So daar was nou niemand meer oor nie. Nou was daar niks nie. Die handjievol mense wat daar was, kon nie die olyfbome snoei nie. Hulle kon nie saad plant nie. Hulle kon nie dinge gedoen het nie. Reken jy met 'n land, of 'n stad soos Nelspruit oorvat met 10 of 15 mense in die dorp. Iewers te gaan die elektrisiteit nie werk nie, die water gaan nie werk nie, die dinge gaan net uit mekaar uitval. Want daar's te min mense om alles aan die gang te hou. Die vrugte wat daar wel was, kon hulle ook nie alles betyds pluk nie, dit het begin vrot. Dit het onder die lande, dit het begin val op die grond. Kan jy vandag identifiseer met dit? Kan ons op 'n plek kom wat ons kan sê, ek kan amper begin sien in ons eie land, hoe dit werk. Hoe dit in die wêreld begin gaan, met dinge wat net verkeerd gaan. Alles val uit mekaar uit, dit voel of het net, weet jy, dit raak te veel. Maar wat van jou persoonlike lewe? Partykeer kom ons op 'n punt wat ons voel, weet jy, genoeg is genoeg, ek kan nou nie meer nie. Die wiele het afgekom, die ouetjies wat die oes moes ingesamel het, die binne is nie meer hier nie, hulle is nou weg. Dit raak te veel vir my om alles net te kan hanteer. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. En dan dink jy, jy's op rock bottom. Maar dan kom jy en sê, volgende week staan jy op en het raak nog erger. 'n volgende teestand het gekom. Nog iets het gebeur. Waar het jou voel asof jy nie meer 'n vastigheid het nie. Dit voel of ek laas jaar kon ek nog dinge hanteer het, maar dit voel vir my nou asof dinge net, daar's te veel storms in my lewe. Niemand om my doen meer die regte ding nie. Dit voel baie keer of ek alleen op hierdie rots van Jesus Christus staan, maar ek kan nie meer nie. Dit is net, wat nou, Here? Miskien staan jy op 'n plek wat jy verlies ervaar het. Miskien staan jy op 'n plek wat dinge net nie meer vir jou reg wil werk nie. Baie keer voel dit vir jou, ek het beheer verloor oor my lewe. Waar ek geweet het, dinge moet so gaan, voel dit my of dinge nou anders omgepak word. Alles is nie meer daar nie. Dit voel vir jou asof jy's gekies as hierdie koningskind. Jy gaan na die Olimpiese spele toe as 'n 400 meter atleet. Alles is reg, jy het jou voorbereiding gedoen, jy het jou toetse gedoen. Alles is jy in plek om te doen. Jy weet wat om te verwag. Jy weet wat om te sê, jy weet wat om te doen, want jy's fiks in jou lewe. En dan kom jy en voordat jy die eerste 100 meter skeer jy 'n duisspier. Hier voor 10,000 mense en jy val neer. En jy sê, wat nou, Here? Ek was dan so voorbereid, alles was dan reg gewees. Hoekom het dit my gebeur? Hoekom kan ek nie soos al die ander atlete net om my baan gehardloop het nie? En dit is die tyd wanneer jy hierdie gebed nodig het. Want wat doen Habakuk? Hy worstel met die Here.
Hy gaan sit voor die Here en hy begin te huil. En ons lees in vers 2, hoe lank nog, Here, ek roep om hulp. Twis ontstaan en rusie neem toe. Daarom het die wet sy krag verloor. Goddelose omsingel die regverdiges. Dit is waar so gebed 'n uitkoms begin. Maar dan antwoord die Here hom ook, dis skrikwekkend, in vers 7, skrikwekkend, vreesaanjaend is hierdie nasie. Dis Nebukadnesar se mense wat op pad is. En dis nou nie juist wat Nebukadnesar, wat Habakuk wou gehoor het nie. Hy het dan nou gesit, hy het gebid, hy het gehuil voor die Here. En nou sê die Here vir hom, hulle is skrikwekkend, hulle is vreesaanjaend. Nebukadnesar gaan julle verwoes. En dis 'n antwoord. Hy het gebid vir die Here en die Here het hom 'n antwoord gegee. Dis nie die antwoord wat hy wou gehad het nie. Maar dit is wat gaan gebeur met jou. Habakuk kom dan en sê, maar Here, ek wil meer hoor. Asseblief gee my meer. Ek weet daar gaan meer in hierdie storie wees. En dan sien ons ook, hy het die gewoonte gehad om op Jerusalem se muur te gaan sit en te gaan bid. So hy gaan toe uit na hierdie wagpos toe en hy gaan sit op die wagpos waar hy altyd gesit het en hy kyk uit en hy begin daar te bid. Want hy is op die uitkyk om te hoor wat God vir hom gaan sê, behalwe dat hierdie nasie is vreesaanjaend en hulle is op pad om julle te kom verwoes. Habakuk maak seker, hy hoor weer by die Here, Here, is dit so? Is ons bestem, lees ons in vers 12, vir hierdie oordeel? En die Here sê vir hom, dit is waar, hierdie ballingskap is op pad. Maar dan sê die Here vir hom, daar is 'n uitkoms. Want die Here bevestig Habakuk se vermoede. Die oordeel is amper hier. Hulle is op pad. Dit gaan nog slegter met my gaan en ons as 'n volk gaan voor die einde kom en hierdie einde aan hierdie lyding wat ons op die oomblik is. Want ons lees in vers 3, as dit talm, wag daarop. Want dit kom verseker, dit sal nie uitbly nie. Maar dan sien ons ook die Here praat verder en hy beloof vir Habakuk, daar gaan 'n uitkoms wees. Nie net vir die volk Israel nie, maar in Habakuk 2 vers 14 sê ons, ja, die aarde sal gevul word met die kennis van hierdie ding. Die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos water die see oordek. So die kennis van die Here sal oor die aarde wees. Nie net vir julle volk nie, maar vir een en elkeen oor die hele aarde. En dit verander dan Habakuk se gebed. Want Habakuk besef dan, hy het 'n almagtige God tot wie hy bid. Hy begin en hy verander sy gebed, en sy gebed begin met ontzag gevul word. Hy begin in die nederigheid ingaan en sê, wie is my God? Hy kom agter dat God is barmhartig ook. Selfs te midde van die ontsteltenis waarin hy op die oomblik verkeer. God is besig met die redding van sy volk om te trek. In Habakuk 3 vers 13. Al is daar nog nie 'n uitkoms nie. Al moes hulle dan ook nou 70 jaar wag in ballingskap vir die antwoord wat God vir hulle het. En dit is dan wanneer Habakuk bid, nogtans, Here, nogtans sal ek U loof. Al sou die vyeboom nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerstokke wees nie. Die drag van die olyfbome teleurstel. Die landerye niks te ete lewer nie. Klein vee uit die kraal verdwyn. En geen beeste in die stalle oorwees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Sal ek juig in die Here wat my verlos. Die Here, my Heer, is my krag. Hy maak my voete soos wildsbokke. Op my hoë plekke laat hy my loop.
Is dit nie belangrik om te weet, baie keer kom jy op 'n hoë plek, ek weet nie wie van julle was al op 'n kraans gewees nie, dan staan jy loer so versigtig af, want jy het 'n vrees, sê nou maar ek val. Baie keer loop ons elkeen op daai hoë plek. Jy kan baie keer elke dag op 'n hoë plek gaan loop, want jy kom en sê, weet jy Here, ek weet nie, jy gaan afval. Maar dan weet ons, hy laat my daar loop. Ons het verlede week gesels oor gebed. Vandag moet jy hierdie gebed aanleer. Jy moet die woordjie nogtans aanleer in jou gebede. Trouwens nie net in jou gebede nie, maar ook in jou lewe. Annie, nogtans, yet. Dis 'n gebed vir wanneer jy moet volhard. Sommer in jou gewone lewe ook. In sport, in toetse, met jou ouers, met jou tieners, veral met jou tieners, met die lewe, met die Here. Want daar's 4 fases waardeur ons gaan worstel, waardeur 'n mens gaan. Ons begin in die eerste fase is, ons worstel met die Here. Habakuk pleit, of Habakuk het gekom en hy was sy volk tot inkeer gebring het. Hy het gepleit dat hulle die woord moet nakom, dat hulle die Here se woord in hulle lewe moet begin toepas. Maar te vergeefs. God het 'n bevel gegee, God het gesê, dis hoe julle dit moet doen. Maar die volk het op hulle eie gegaan. Van die leiers tot die leuke. Een en elkeen het gedoen wat hulle wou doen en gemaak wat hulle wou maak. Want daar was geen verantwoordelikheid gewees nie. Jy moet dus weet, 'n gebed om verandering is 'n worsteling. Jy gaan nie vandag begin bid om iemand se lewe of jou lewe of jou situasie te verander nie. Jy gaan vandag begin met 'n worsteling om daai situasie te gaan begin verander. En dit gaan vasbyt vra. Dit gaan nie maklik wees nie. Jy gaan worstel met die Here vir waardeur jy gaan. Die tweede punt is wat ons ook moet leer uit Habakuk is wag op die Here. Habakuk het egter nie op sy eie besluit wat nou gedoen moet word nie. Hy het gewag op sy pos. Hy het uitgegaan na sy gebedsplek toe. Hy het daar gaan staan en hy het begin bid. Hy het gewag totdat hy seker was van God se wil. En die Here het vir hom 2 goed gesê. 1, daar kom 'n oordeel. Aanvaar dit. Jy gaan dit nie kan verander nie. En die tweede punt wat hy vir hom gesê het, ek sal dinge verander. Trouwens, ek gaan die hele wêreld verander. Wag op die Here. Jy sal dus met volhard totdat God gepraat het. Jy kan hom nie forceer nie. Nie ek of jy is in posisie om God voor te skryf nie. Ons wag op die Here. Die derde punt is, loof die Here vir sy uitkoms. Ons kan dit vandag ook sê, loof die Here vir die uitkoms wat ons al gehad het in ons lewenspad tot vandag toe. Maar terwyl ons wag, is daar een ding wat jy nie kan doen nie. Jy kan nie in sak en as gaan sit nie. Jy kan nie boedel oorgee en sê, Here, ek kan nie meer nie. Jy kan nie. Jy moet sit en wag op die Here. Selfs al is niks nog reg nie. Moet jy die Here loof, sy naam groot maak vir wat in die toekoms gaan gebeur. Die Here het beloof, hy gaan sy volk terugbring. Hy gaan dinge laat regkom. Hy gaan alles herstel. Al sien ek en jy nog niks daarvan nie. Al weet ons nog niks daarvan nie. Die Here, Habakuk sê, loof die Here, al gaan dit met jou sleg. Vir wat hy gaan doen. So al bodifye bome nie. Al is daar geen opbrengs aan die wingerstokke nie. Al stel die olyfbome te jou te leer. Al is daar niks te eet in die landerye nie. Al is daar nog geen beeste in die krale nie. Nogtans sal ek die Here jubel. Of nogtans sal ek jubel, want die Here is my God. Hy is die een wat my krag gee.
Hy maak my voete los. Hy leer my om op hoë plekke te loop, om uitdagings in die oë te aanstaar, om dinge wat ek met my in ongemaklike posisies te kan doen. Hy sal hy sal dinge weer anders te kom maak, want my lewe op die oomblik is chaos, en daarop kan ek vertrou. Hierdie nogtans gebed is dis uiteindelik 'n lofgebed. Jy kies nie om te kyk na die Here vir wat hy gaan doen nie, en wat hy vir ander mense doen nie. Nie wat rondom my gebeur nie, en wat in die veld rondom my gebeur, en met die mense om my gebeur nie. Maar nogtans sal my lewe verander. En die 4de punt is dan wees gehoorsaam. In jou lofprysing, in jou sang, in jou uitgaan in die lewe, bly gehoorsaam aan die Here, aan sy woord, aan wat hy sê, aan wat hy toepas in jou lewe. Maak nie saak wat ander mense van jou sê nie, of wat ander mense van jou dink nie. Nogtans bid ek en sê vir die Here, ek sal gehoorsaam bly. Maak nie saak wat met my gebeur nie. Ek sal gehoorsaam bly. Soos Jesus dit vir ons in die Ou Testament gewys het. Hy het presies geweet wat met hom gaan gebeur. Ag, nie Ou Testament, jammer, die Nuwe Testament. Jesus het geweet wat gaan gebeur. Jesus was voorbereid, maar hy was ook nie voorbereid gewees nie. Die donderdagnacht in Getsemane het hy geweet, hy gaan die volgende môre hierdie kruis moet dra. Die pyn, die skande, het soos 'n berg voor hom gelê. Hy het geworstel met hierdie beker, wat hy gevra het, kan hierdie beker nie by my verbykom nie. En as dit U wil is nie, kan dit nie maar verbygaan, Here. Kan ek maar nie op 'n plek kom, wat hierdie worsteling, waarin ek is op die oomblik, net verbygaan nie. Maar Jesus het eintlik vooraf al geweet, die pad gaan hy moet loop. Dis 'n pad wat eintlik nie op 'n keuse is nie, en daarom bid hy dan in Getsemane, lees ons in Matteus 26, nogtans, nie my wil nie, maar U wil. Hy val in by dit waarvoor God vir hom geroep het. Hy sê vir die Here, ek wil anderste, maar nogtans sal ek gaan doen wat U wil doen. Is ons nie almal dan? Here, dis nie wat ek vir my toekoms sien nie. Here, dis nie wat ek wil doen nie. Maar die Here wil jou op daai pad hê, maar hierdie pad lyk so nice. Hierdie pad lyk so lekker. Want kyk ek na my buurmanne en die mense in my lewe en die mense by die werk, almal se lewe is so glad. Maar dit voel of ek net klip op klip op klip in my pad het. Uitdagings op uitdagings op uitdagings. Maar nogtans sal ek die Here volg. Dis die gebed wat Habakuk jou vandag wil leer. En dit is hoe die nogtans gebed werk. Worstel met die Here. Wag op sy uitkoms. En gehoorsaam hom in die fynste detail in jou lewe. Ek wil afsluit met Filippense 4 vers 4 tot 8. En dit is ook 'n lied. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Vers 6. Maar maak in alles julle begeertes deur God en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtenis die wag hou in Christus Jesus. Vrede vir ons almal. Kom ons sit net so, en ons sluit die oë. Almagtige God, baie dankie. Dankie dat die woord ons leer, dat ons met U in gesprek kan tree, dat ons U kan vra, dat ons met U kan worstel, laat daar vir ons uitkoms is, want U beskik. Dankie Here,
vir uitdagings in ons lewe. Want soms is dit net met die uitdagings en die stoei en die beklei in ons lewe wat ons forceer om op ons knieë voor U te kom. Dankie Here dat ons tot U kan nader. Dat U alreeds 'n weg gesien het. Ons weet net nie wanneer nie. Ons weet net nie hoe nie. Maar ons weet U is in beheer. U lei ons, U rig ons en ons volg Here. Nogtans sal ons U dien. Nogtans sal ons U lief hê. Here, al gaan dit hoe swaar in ons lewe, U is daar. U is ons rots, U is ons vesting. U is die een vir wie ons lief is. Almagtige God, vanoggend is ons hier in 'n land wat ook deurmekaar is. In 'n land wat ons ook voel, dinge gaan nie reg nie. Here, vanoggend wil ons hierdie land aan U opdra. Hierdie leiers aan U opdra. En Here, ons staan in nederigheid. Kom Here. Al kom die oordeel, al gaan dinge nog slegter. Nogtans sal ons in U jubel. Nogtans sal ons U naam groot maak. Want ons vertrou en ons is lief vir U, Here. Dankie Here dat ons tot U kan bid. Dankie vir elke dag wat ons kan opstaan. Dankie vir elke seëning wat ons kan beleef. Dankie vir 'n week wat voorlê. Wat ons kan uitgaan en kan sê, ons kan U naam groot maak. Ons kan disippels in U naam gaan maak. Ons kan U loof, ons kan U prys. Want U is goed. U is goed vir ons. Here, dra dan hierdie week, hierdie gesinne, elke gesin dra ek aan U op. Seën ons. Maak ons ryk met U liefde. En U versorging en U vreugde. En ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons staan saam en ons sluit af met 'n lied wat julle ken. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle genadig wees. Die Here gaan julle beskerm waar jy ook al mag gaan. Gaan in sy weë, leef saam met hom en ontvang sy seën. Amen.